Dis weer tyd vir sielskoffie. Nie een van ons is bedoel om in die verlede te bly lewe nie, want die verlede is verby. Ons leef in die hede en vir die toekoms wat voorlê. Ons kyk so graag terug in die verlede en wens dat ons 'n sekere tyd in ons lewe kon oor hê of selfs terugkry. Dit is goed om die verlede te onthou, maar moenie daar vashak nie, want daar is absoluut niks wat ek en jy aan die verlede kan verander nie. Baie van ons issues en teleurstellings lê in die verlede en het ons gehelp vorm tot wie ons vandag is. Maar dit help nie om jouself te bly kastei oor wat jy kon wees, of wat jy moes doen, of jy moes nou nooit dit of dat gedoen het nie. Omdat ek en jy die mag het om ons hede te verander, is dit nodig dat ons met tye in die verlede gaan rondkrap om onopgeloste emosies uit te sorteer, om ons te kan help om as mense te groei in die hede, sodat ons 'n beter toekoms kan hê. Al kan ons niks aan die verlede verander nie, is dit soms nodig om wel boeke op te neem oor hoe ver jy as mens gekom het ten spyte van jou verlede. Hoe God jou gedra het in die verlede, sodat jy by die hede kon uitkom. Om op hierdie manier daarna te kyk, lei tot dankbaarheid. Dankie Here, dat my verlede my nie gebreek het nie, dat U my gehelp het om beter anderkant uit te kom. En dan kom jy tot die slotsom dat dit alles nie net van self gebeur het nie. Daar het 'n verandering in jou plaasgevind deur die jare. Maar dit was nie net 'n verandering nie, dit was 'n totale transformasie, want dis bonatuurlik. Jouself was nie daarvoor verantwoordelik nie. Dan kom lê die antwoord in jou binneste. Die transformasie het begin die dag toe jy besluit het om jou lewe saam met Jesus te begin lewe. Want jy sien, slegs Vader kan werklike verandering in my en jou bring. Slegs Hy kan al die slegte dinge wat met jou gebeur het, verander in iets mooi. En wanneer jy op daardie manier begin terugkyk op jou verlede, ontstaan 'n diep dankbaarheid in jou binneste, wat hierdie wêreld nie ken nie. Dan begin jy ander mense sien vir wie hulle werklik is. Want onthou, ons is almal God se kinders, maar nie almal kies God as hulle saligmaker nie. Dis dan wat ek en jy kan begin bid vir die mense wat ons seer gemaak het, teleurgestel of in die rug gesteek het, want daar gaan 'n dag kom waar hulle ook 'n besluit sal moet neem vir wat reg en verkeerd is. En daarom bly dit my en jou verantwoordelikheid om vir ons vyande te bly bid. Om wraak op hulle te neem, kom my en jou nie toe nie. Onthou, God sê in sy woord dat Hy ons oorloë namens ons veg. Kies vandag om nie toe te laat dat jou verlede langer jou hede negatief beïnvloed nie. Vra Jesus vir 'n radikale transformasie in jou lewe, sodat jy uiteindelik voluit kan begin lewe. En weet verseker, daar is elke dag iets om voor dankbaar te wees.